Kry sielerus met pastoor Martha Klein by die Fontein van Vrede, Sondag 2:00. Goeiedag luisteraars. Baie welkom by vandag se program. Ek wil begin om vir elkeen hartlik geseënde Kersfees toe te wens. Mag hierdie seisoen vir julle gevul wees met liefde en vrede, vreugde. Mag daardie alomteenwoordige vrede van Jesus Christus elkeen van julle omring. Die tema waarmee ek vandag met julle oor wil gesels is Kersfees. Die verbond van vrede vervul in Christus. En die skrifgedeeltes wat ek wil voorhou is Jesaja 54 vers 10. Al sou die berge wyk en die heuwels wankel, nogtans sal my goedertierendheid van jou nie wyk nie, en my verbond van vrede nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. En die tweede skrifgedeelte is Lukas 2, vers 13 tot 14. En meteens was daar saam met die engele 'n menigte van die hemelse leerskare, wat God loof en sê eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense van welbehae. Nou, as 'n mens nou aan berge dink ons aan iets wat nooit sal kan beweeg nie. Hulle staan daar vir eeue lank. Hulle is onwrikbaar. Heuwels rol oor die landskap en gee vir ons 'n gevoel van stabiliteit. Maar Jesus sê, selfs al sou die berge wyk en die heuwels wankel. Dink vir 'n oomblik aan 'n aardbewing of 'n berg wat afkalwe. Selfs die dinge wat ons as seker beskou, kan beweeg. Dink aan jou eie persoonlike lewe. Daar is dinge wat ons as stabiel beskou. Dalk jou werk, jou gesondheid, jou verhoudinge. En tog kan daai goed wankel. Ons kan dit kontrasteer met God se belofte. Hy sê nogtans sal my goedertierendheid van jou nie wyk en my verbond van vrede nie wankel nie. God se vrede is nie 'n gevoel wat kom en gaan nie. Dis 'n verbond, 'n ewige, vaste belofte. God se vrede is soos 'n rots onder jou voete. En selfs al beweeg die berge om jou, hierdie rots bly tot in alle ewigheid standvastig. Ons kan seker wees dat God se vrede nie afhanklik is van ons omstandighede nie. Dink aan daai eerste Kersfees, aan daardie nag in Bethlehem, in 'n wêreld van politieke onstabiliteit, onder die Romeinse heerskappy, in 'n tyd van verwarring, verwagting, kom God self, nie in 'n paleis nie, maar in 'n stal. Nie as 'n krygsman nie, maar as 'n kind. Lukas 2 vers 4, vrede op aarde. Die engele verkondig dat die verbond van vrede nou vlees geword het. Kersfees is die bewys dat God se vrede nie net 'n belofte in woorde is nie, dit is 'n persoon, Jesus Christus, die vredevors. Dink vir 'n oomblik aan daardie pasgebore kind wat lê in die krib, broos en klein, en tog dra hy die onwankelbare vrede van God. Vandag, terwyl die berge en die heuwels van ons eie lewens om ons sien wankel, mag ons ons oë rig op die kind van Bethlehem. Hy is vir ons die teken dat God se verbond van vrede nie wankel nie. Hy bring vrede wat alle verstand te bowe gaan, en hy nooi ons om te kies om dit te ontvang.
Hierdie verbond, hierdie belofte van vrede, kan nie gebreek word nie. Jesaja 54 vers 10 praat van daardie verbond van vrede, 'n bindende ooreenkoms wat God self instel. 'n Kontrak tussen mense kan gebreek word, selfs 'n huweliksbelofte kan skeur, maar God se verbond is soos 'n seël in klip, wat nie uitgevee kan word nie. Dis is 'n familienaam wat jy dra, jy kan dit nie afwas nie, dit bly jou identiteit. So bly God se vrede aan sy kinders verbind. Jesaja 9 vers 6 sê, hy word genoem vredevors. In die antieke wêreld het 'n koning vrede gebring deur 'n oorlog te wen. Maar Christus bring vrede deur self te kom as 'n kind, nie met wapens nie, maar met 'n krib. 'n lig in 'n donker kamer. Jy hoef nie die duisternis te dra nie. Jy steek net die lig aan. Christus is daardie lig wat vrede bring sonder geweld. Vrede is nie 'n abstrakte idee of 'n politieke slagspreuk nie. Vrede is Christus self. 'n Anker in 'n see. Jy kan nie die golwe stop nie, maar die anker hou ons vas. Christus is die anker van vrede in hierdie stormagtige wêreld. Dink aan 'n hartklop. Jy sien dit nie altyd nie, maar dit hou jou aan die lewe, dit hou jou aan die gang. Christus se teenwoordigheid is die hartklop van ware vrede. Kersfees is die herinnering dat God se vrede nie ver weg is nie. Dis naby, in 'n krib, in 'n persoon, in 'n verhouding. Ons word uitgenooi om nie vrede te soek in omstandighede nie, maar in Christus self. Wanneer jou huis versier vir Kersfees, onthou, die liggies en geskenke is net simbole. Die ware geskenk is Christus, en die ware lig is sy vrede. As die belofte van vrede vlees geword het in Christus, hoe het God dit aan die wêreld bekend gemaak? Kom ons kyk na die boodskap van Kersfees, die engele se loflied van vrede op aarde. Die engele verkondig in Lukas 2 vers 13, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde in die mens van welbehae. Die engele se loflied is nie 'n politieke verklaring nie. Dit is 'n hemelse aankondiging van God se vrede het gekom in 'n persoon. Ons moet let op die orde, eer aan God en dan vrede op aarde. Ware vrede begin by God en dan vloei dit na die aarde toe. Hierdie vrede beteken nie noodwendig politieke stabiliteit nie, maar dit is 'n nuwe verhouding. In die tyd van Jesus se geboorte was Israel onder hierdie Romeinse heerskappy en die mense wou so graag politieke bevryding gehad het. Maar die engele verkondig 'n ander soort vrede. Nie 'n wapenstilstand nie, maar 'n herstel van verhouding tussen God en mens. Hierdie vrede is innerlik en geestelik en dit bring 'n nuwe identiteit. Ons is nie meer vyande van God nie, maar kinders van God. Die stal is nederig, eenvoudig, selfs ongemaklik. Tog kies God daardie plek as die beginpunt van sy revolusie van vrede. Die krib word die troon van die vredevors. Dit wys dat God se vrede nie afhanklik is van uiterlike glans of mag nie, maar sy teenwoordigheid. Die stal word 'n simbool dat vrede begin waar mens dit die minste verwag, in die nederigheid en eenvoud. Hierdie revolusie is radikaal.
Dit verander nie net politieke landskappe nie, maar menslike harte. Christus begin 'n nuwe orde, nie deur geweld nie, maar deur liefde. Waar die wêreld vrede probeer afdwing deur mag, begin Christus vrede bring deur selfopoffering. Hierdie revolusie het begin in Bethlehem en het versprei deur die eeue tot vandag toe. Ware vrede kom nie uit ekonomiese voorspoed of politieke mag nie. Vrede lê in die nederige koms van Christus. God wat mens word om ons te red. Ons kan vrede vind selfs in armoede, in siekte, konflik, omdat Christus daarby teenwoordig is. Ons word geroep om vrede te leef in nederigheid, om nie mag te soek nie, maar om Christus se gesindheid van diensbaarheid te volg. As die engele hierdie vrede verkondig het, en die stal die beginpunt van God se revolusie geword het, hoe werk hierdie vrede prakties in ons lewe? Kom ons kyk hoe Christus self ons vrede is en hoe hy vir ons daardie voorsiening bring. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En Efesiërs 2 vers 14 sê, hy is ons vrede. Hierdie skrifgedeeltes beklemtoon dat vrede is nie 'n toestand nie. Dis is 'n persoon. Jesus self is die bron van die inhoud van vrede. Hy bring versoening. Die skeiding tussen God en mens word opgehef. En selfs die skeiding tussen mense word afgebreek. Kersfees is die begin van die pad na die kruis toe. Die geboorte van Christus is nie 'n losstaande gebeurtenis nie. Dis die eerste stap op die reis wat eindig by Golgotha en by die leë graf. Die kind in die krib dra eers die roeping van die kruis. Kersfees en Paasfees is twee kante van dieselfde munt. Die een wys God se koms na ons toe. Die ander een wys die prys wat hy betaal het om ons vrede te verseker. Christus se werk is dus 'n volmaakte boog van krib tot kruis tot kroon. Dink vir 'n oomblik aan 'n brug wat 'n kloof oorbrug. Sonder die brug bly die twee kante geskei, maar met die brug kan daar verkeer, ontmoeting en eenheid wees. Christus is hierdie brugbouer wat die kloof tussen hemel en aarde oorbrug. Hy bou ook 'n brug tussen mense, Jood en heiden, man en vrou, ryk en arm. Hierdie brug is nie van hout of van staal nie, maar van sy eie liggaam en bloed. Christus se werk bring nie net vrede met God nie, maar ook vrede tussen mense. Daar waar daar haat en wantroue en verdeeldheid is, bring hy versoening. Hierdie versoening lê diep. Dit verander harte en verhoudings. Dit is 'n vrede wat nie net konflik beëindig nie, maar 'n nuwe gemeenskap skep. En omdat ons self hierdie vrede ontvang het, word ons nou geroep om daardie vredemakers te wees. Matteus 5 vers 9 sê, salig is die vredemakers, want julle sal kinders van God genoem word. In gesinne bring ons vrede deur vergifnis en liefde. In gemeenskappe kan ons die stem wees van versoening, eerder as verdeeldheid. In ons kerk kan ons die eenheid van Christus uitleef en skeuring weerstaan. Ons roeping is om die brugbouwerk van Christus voor te sit,
om mense nader aan mekaar en nader aan God te bring. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die keuse om Christus se vrede te ontvang en uit te leef. Ons moet vandag besef dat vrede is 'n keuse. Jesus bied vir ons hierdie vrede aan in Johannes 14 vers 27. My vrede gee ek vir julle. Let spesifiek op Jesus se woordkeuse. Hy sê nie, ek wys julle vrede nie, of ek beskryf dit vir julle nie. Hy sê, ek gee dit. Dis 'n daad van oorgawe, 'n geskenk wat hy self vir ons aanbied. Maar tog is daar 'n voorwaarde. 'n Geskenk kan gegee word. Maar dit moet ontvang word, sodat dit waarde kan hê. Filippense 4 vers 6 tot 7 wys dat vrede kom nie outomaties in ons harte nie. Ons moet kies om ons bekommernisse aan God te gee en om sy vrede te ontvang. Vrede is dus 'n respons. God bied dit aan, maar ons moet besluit of ons dit wil aanvaar en of ons dit wil uitleef. En hierdie keuse is daagliks. Dis nie eenmalig nie. Elke dag moet ons kies of ons Christus se vrede bo ons omstandighede gaan plaas. Geskenk kan baie mooi toegedraai wees, met 'n naamkaartjie wat sê vir jou. Maar as jy dit nooit oopmaak, bly dit net 'n versiering. En net so is Christus se vrede geskenk wat wag om oopgemaak te word. Dit is persoonlik, bedoel vir jou, maar jy moet dit aanvaar. Hierdie beeld herinner ons dat Kersfees is nie net oor geskenke nie, maar oor die grootste geskenk, Christus se vrede. En om hierdie vrede te kies beteken om vrees te verwerp en geloof te kies, om gebed te kies in plaas van bekommernis, om Christus bo omstandighede te kies, om te sê ek vertrou hom, selfs al verstaan ek nie. Dit is 'n geestelike dissipline elke keer as vrees of bekommernisse opkom, kies om dit aan Christus te gee. Dink aan 'n sleutel en 'n deur. Christus se vrede is soos 'n deur wat oopgemaak moet word. Hy gee vir ons die sleutel, maar ons moet besluit of ons dit gaan gebruik. So kan ons dit ook vergelyk aan musiek en stilte. Vrede is soos 'n melodie wat reeds speel, maar jy moet kies om te luister, eerder as die geraas wat die wêreld hoor. Vrede is soos 'n fontein wat vloei. Jy kan kies om jou dors daar te les, of jy kan wegdraai en leeg bly. Ek wil ons teksgedeelte herhaal. Jesaja 54 vers 10. Al sou die berge wyk en die heuwels wankel, nogtans sal my goedertierenheid van jou nie wyk en my verbond van vrede nie wankel nie, sê die Here jou ontfermer. Hierdie belofte is nie tydelik nie, dis ewigdurend. God se vrede is 'n verbond wat nie kan breek nie. Kersfees en die kind in die krib is die sigbare bewys dat God sy verbond van vrede gestand hou. Dis 'n herinnering dat God bly nie ver nie, hy's nader, Immanuel, God met ons. En die krib word 'n teken dat God se vrede is nie net 'n belofte nie. Dit het gekom in vlees en bloed. Hierdie vrede is nie iets wat ons kan verdien nie. Dis 'n geskenk wat ons moet oopmaak en aanvaar. Dit vra 'n besluit om Christus se vrede bo vrees en bekommernisse te kies. In hierdie Kersseisoen bring Christus vir ieder en elk wat luister opnuut weer daardie geskenk. En ek wil jou aanmoedig om hierdie geskenk met beide arms aan te gryp en te aanvaar en te sê dankie Here vir u vrede. Kom ons bid. Here, ons ontfermer, ons dankie dat u verbond van vrede nooit wankel nie.
Dankie dat U Jesus Christus, die kind van Bethlehem, U vrede sigbaar gemaak het. Ons vang vandag die geskenk van U vrede. Help ons, Here, om daagliks te kies om U vrede ons eie te maak. Maak ons ook draers van vrede in 'n wêreld wat gebroken en honger is na U teenwoordigheid. Seën U volk met vrede wat alle verstand te bowe gaan, en bewaar ons harte en gedagtes in Christus Jesus. In die naam van Jesus Christus. Amen.